Goeiemôre. Het is heerlik om vanoggend hier so te wees. As daar besoekers is ook baie welkom. Wees op die gemak. So dankbaar om almal van u hier te sien. En nogmaals aan die kerkraad ook baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het die afgelope 2 naweke en vandag om hier so te wees. Dit is so 'n voorreg, so 'n vreugde. En ek is dankbaar dat ons op hierdie baie spesiale dag vir ons volk kan saam wees. Dankbaar dat so baie van u opgekom het om hierdie dag te gedenk en te eer soos wat ons gelofte aan die Here was soveel jare gelede. Nou u sal weet die bekende aanhaling sê dat 'n volk wat nie weet waarvan af hy kom nie, gaan ook nie weet waarheen hy gaan nie. Baie belangrik dat ons dit doen soos wat die gelofte ook sê aan ons kinders en die nageslagte die geskiedenis vertel. En ek het ergens gelees dat generaal De Wet eendag gesien is dat hy sy hoed gelig het vir 'n klompie kinders. En toe stap iemand na hom toe en sê, generaal, dis mos nou nie hoe dit moet wees nie. Die kinders moet hulle hoede vir u lig, u is die generaal, u kan mos nou nie u hoed vir 'n kind lig nie. En toe sê hy vir hulle, nee, ek lig my hoed vir die toekoms van my volk. Mooi gesê, nee, ek lig my hoed vir die toekoms van my volk. So ek wil nou graag so baie vlugtig net so 'n bietjie deur die geskiedenis gaan, maar u gaan my nou verskoon as ek nou met u praat asof u kinders is. Party van u is oor die vingers geraps jare gelede om hierdie geskiedenis in die kop te kry. So u ken dit almal baie goed, maar ek gaan net soms so vinnig net weer daardeur gaan. Alles wat ons ken, asof ek dit nou met die kindertjies deel en hier's van hulle wat nooit so iets in 'n klaskamer gaan hoor nie. So ek wil baie graag net so vinnig deel. Nou ja, ons is hier natuurlik om Geloftedag te vier. Maar ons land het 'n geskiedenis gehad en die gebeure van 16 Desember 1838 het natuurlik 'n aanloop gehad, 'n baie lang aanloop, soos wat dit mos maar is met volke geskiedenis. En daar was nou 'n klomp dinge wat gebeur het. 1652 het Jan van Riebeeck en sy skippies daar in die Kaap aangekom en 'n volk is eintlik maar gebore. Dink daar aan Tafelbaai het die seemeeuwe sekerlik die geboorte van 'n volk aangekondig. 'n Blye dag. 6 April 1652 is daai linker boonste prentjie daarso. So 'n klompie jare later in 1688 het die Franse hugenote in ons land aangekom as vlugtelinge vir hulle geloof en saam met die Nederlandse mense van Jan van Riebeeck het hulle 'n volk begin vorm. Vermeng met mekaar, selfde waardes, selfde gedagtes. Daai vlugtelinge of die Franse hugenote was gelowige mense wat die Here liefgehad het en daarom was daar 'n verenigde gevoel van ons dien God in hierdie land. Maar soos dit nou maar altyd is, en nou moet jy verskoon want ek is nou ook 'n kwart Engels, seker maar dit is ten minste wat die geskiedenisboeke vir my sê, kan die Engelse mos net niemand uitlos nie. Aanvanklik het die Nederlanders vir die Engelse gevra om die Kaap te kom beskerm. Daar was altyd maar oorlog met Napoleon, die Franse generaal wat moeilikheid gemaak het en uit vrees uit dat Napoleon hierdie halwegstasie in die voet van Afrika gaan kom skaak vir homself, het hulle aanvanklik die Engelse gevra om dit te bewaar. Maar dit was nie lank gewees nie, toe vat hulle sommer die plek vir hulle self. En daar, die slag van Blouberg het hulle die Kaap gevat. Dit was 1806 gewees en daarby 1814 het Napoleon geval en toe aanvaar die wêreld sommer dat dit is nou reg en goed dat die Engelse hier in die Kaap is. Hulle kan nou maar die plek vat vir hulle self en geen haan kraai daaroor nie. Dis nou mos maar hoe dit is. Daai vlaggie het al menige mense se bloeddruk bietjie opgejaag, dink ek, nê. Interessant genoeg, ek het gelees dat generaal De Wet se vrou, terwyl tannie Nonnie weggevlug het vir die Engelse tydens die Anglo-Boereoorlog, het sy ergens blykbaar 'n Union Jack opgetel en sy het haar seentjie se broeke gepatch daarmee, wat is nou die regte woord, en sy het blykbaar haarself morsdood gelag vir haarself en gesê, as generaal De Wet dit moet sien, wat sal hy nou sê, want haar seentjie se broekies het die Union Jack op hulle boude gehad, blykbaar. Dis sommer net so terloops. Nou ja, terwyl die Engelse nou daar geregeer het in die Kaap, het die Afrikaner mense, soos daai volk nou al ontstaan het en 'n eie manier van dink en doen gehad het, al hoe meer agtergekom dat hulle nie die ondersteuning van die Britte het nie. En ons weet mos nou maar die Kaap was 'n kolonie gewees en daar na die ooste kant toe het baie van die veeboere gebly, die
saaiboere en die ouens daar in die Boland wat druiwe en so aan verbou het, hulle het nie moeilikheid gehad nie, en daar in die Swartland in, maar die veeboere het moeilikheid gehad met die Xhosa mense, want hulle is voortdurend geplunder en gesteel, en hulle diere is voortdurend weggevoer, en dan moet hulle dit weer gaan terug hê, en die regering daar in die Kaap met daai Britse vlaggie het nie gehelp en ondersteun nie, so daar was 'n ongelukkigheid gewees by die Afrikaner, en terselfdertyd 'n begeerte om weiveld te soek vir hulle diere, so hulle het getrek, en uiteindelik besluit, die groot trek moet nou gebeur. En daar was trekkerleiers gewees. Maar nou wil ek 'n interessante iets vir u voorhou, en baie van u sal dit waarskynlik weet, dat in Hoge Engels, nou wonder ek wie het hom gehelp daarmee, het Pieter Retief 'n manifest geskryf, wat hy aan die Britse regering gegee het, voordat hulle getrek het. Ek wonder of u dit al onder oog gehad het. Lees saam met my, hy sê, we solemnly declare, baie goeie Engels vir Pieter Retief, we solemnly declare that we quit this colony with the desire to lead a more quiet life than we have heretofore done. We will not molest any people, nor deprive them of the smallest property, but if attacked, we shall consider ourselves fully justified in defending our persons and effects. Daar was geen begeerte om te steel nie. Ek wil dit onomwonde en duidelik vir enige iemand wat luister stel vanoggend, dat toe hierdie trekkers uit die Kaap uit gegaan het, was daar geen begeerte om te steel nie, maar om te gaan onderhandel, om te gaan koop, om 'n vreedsame lewe te lei, om in vrede te lewe met wie ook al hulle sou teëgekom het. Daar was een begeerte, dat ons volkie en ons kultuur behoue sou bly in 'n plek waar ons nie geregeer word deur 'n vreemde volk nie, en daarom is daar getrek, en hulle het uiteindelik die Ossewaans ingesit. Tussen 1834 en 1840 het die groot trek plaasgevind. Daai leiers Piet Retief, Piet Uys, Hendrik Potgieter, Gerrit Marits en Louis Trichardt in verskillende rigtings het hulle getrek. Daar was dadelik 'n stryd om oorlewing gewees, want soos die meeste van hulle in Natal in beweeg het, het hulle die Zulu mense teëgekom. En aanvanklik was daar onderhandel met hulle gewees. Daar was deur Dingaan 'n versoek gerig aan Pieter Retief en sy manne om gesteelde vee van sy kraal te gaan terugwen. En binne in 'n rekordtyd het Pieter Retief en sy knap manne dit reggekry. En nou sê die geskiedenisskrywers, hulle wonder of dit iets van 'n vrees by Dingaan ingeboesem het, iets van 'n vreemdheid. Hierdie ouens met die toorstokke, soos hy na die gewere verwys het, hulle kry goed reg wat hy nie kon nie met sy magtige weermag, en hier bring hulle sy vee terug. En terwyl hulle onderhandel het op 6 Februarie 1838, 'n tragiese dag, is Pieter Retief, 70 van sy manne, 30 agterryers, gruwelik vermoor, daar by Umgungundlovu in Natal, die Dingaan stad waar hy en die Zulu mense gebly het en waar hy geregeer het. Kort daarna het die Zulus al hoe meer fel hulle aanvalle geloods. 17 Februarie 1838 was 'n donker dag geweest. Daar langs die Bloukraans en die Boesman riviere is van ons volkse mense op die wreedaardigste manier moontlik vermoor. Hierdie dinge kan nie uitgevee word uit die geskiedenis nie. Dis gesien, dis waargeneem. Hulle wat getrek het, ek weet nie of al F.A. Venter se boeke gelees het nie, maar dit word so grafies vir ons beskryf. Iets daarvan sal nooit uitgewis word uit 'n ware Afrikaner hart nie. Vrouens, mans, kindertjies op die wreedaardigste manier vermoor. Vee is geroof, teenaanvalle het misluk. In daai tyd was die voortrekkers daar in daai omgewing leierloos, en hulle het 'n oproep uitgestuur na 'n baie imposante en 'n baie goeie leier genaamd Andries Pretorius, wat daar in die Graafrenet omgewing geboer het, en hy het die oproep aanvaar. Die 22ste November 1838 sou mense 'n vlieg op 'n Ossewa se seil wou gewees het, toe daardie man in daai laar ingery het. Daar moes sekerlik ontzag en respek vir hom gewees het. 'n paar dae later, 4 dae later, is hy aangewys as kommandant-generaal, en hy het sommer dadelik gesê dat hulle gaan teen Dingaan 'n strafekspedisie moet loods. Hulle gaan moet terugbeklei. Dis tog immers wat Pieter Retief gesê het. Pieter Retief toe al vermoor, maar daai manifest het tog gesê, as ons aangeval word, gaan ons terug aanval. En dis wat hulle besluit het om te doen.
Hij was 'n baie geestelike man in hierdie laar gewees, of in die kommando, of so, saam met die boere gewees, Sarel Silje. Nou ja, die leraar was eerwaarde Erasmus Smit gewees, maar nou het ons al gelees dat hy nie so populêr was nie. Daar was 'n verdeelde opinie oor hom gewees, nie almal wou altyd na hom luister nie, party het eerder na een of ander Engelse ou geluister. Maar Sarel Silje is gesien as die godsdienstige leier. Hy was gesien as 'n baie toegewyde Christen en 'n gewilde prediker. So 'n jaar gelede het ek die lewensverhaal van Dominee J.D. Kestel gelees, 'n aangrypende boek wat deur professor van Skoor saamgestel is, maar ek het of dit baie van die boek bevat sy eie geskrifte, sy joernale en dagboeke, en hy vertel dat toe hy 'n jong man was, het hy en sy pa daar van Natal af gery na die diamantvelde toe. Sy pa sou daar gaan prospekteer. En hy sê dit was 'n aaklige pad. Daar was modder en daar was slaggate en daar was allerlei dinge gewees wat vreeslik aaklig was om te beleef van die pad. Hy sê maar die een hoogtepunt was 'n paar dae wat hulle daar by Doringkloof op Sarel Silje se plaas tuis gegaan het. En hy sê dit was 'n godsvreesende man. Sommige met die instap in daai plaas het hy agtergekom dat hierdie man wandel met God. Nou hoor ons altyd van Sarel Silje. Ons hoor van die man wat die gelofte voorgehou het toe die Afrikaner mense dit voor die Here gebring het en afgelê het. Hy was 'n godsvreesende man. En Dominee Kestel wat 'n fyn waarneming gehad het van hoe iemand is wat met God wandel, sê hy kon sien hierdie man het die Here innig liefgehad. Baie kosbare getuienis. Nou ja, Silje in Pretoria het hierdie idee gehad van 'n gelofte en dit was 'n bereidwilligheid tot so 'n verbintenis, was vrywillig gewees. Hulle kon besluit, eerste keer afgelê daar by die wasbank 9 Desember 1838 vir 'n week met die aanloop vir die slag van Bloedrivier, saamgesing het die psalms en Rigter 6 is vir hulle voorgelees en elke dag vir 7 dae het hulle hierdie gelofte afgelees. Ons gaan nou daarby staan, aan die einde van die diens gaan ek dit vir ons voorhou en ons gaan dit staande weer aflê voor die Here. Maar ons ken hierdie woorde goed, ons het dit al dikwels gehoor. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurdring. En dis hoekom ons vanoggend hier in die kerk is. Ek sê dis sommer vir my eie kindertjies ook as hulle gewonder het hoekom pappa hulle vroeg wakker gemaak het. Dis hoekom ons hier is, want ons het beloof dat ons dit as 'n Sabbat sal hou. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En nou noem ek net vir u vorige predikant van die gemeente, Dominee Jurgens Prinsloo, preek vanoggend in die Geloftekerk vir die eerste keer in jare. Is daar 'n geloftediens in daai kerkie in Pietermaritzburg. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. En dis hoekom ek nou vanoggend hier staan en hierdie stukkie geskiedenis met u deel. En die want is baie belangrik. Die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Daar in Natal was hulle gewees, Bloedrivier langs die Nkomme rivier, sytak van die Buffelsrivier, nie ver van Umgungundlovu af nie, die Dingaanstad. Nou terwyl hulle daar was en 'n kommando uitgestuur het, toe sê die verkenners op 15 Desember dat die Zulu mag is op pad. Moes iets verskriklik gewees het om daai, hy sê 10.000, ek reken tot 15.000 het ek al in geskiedenisboeke gelees, Zulus wat aangekom het, soos daai beeskop met die horing, so het hy aangekom, 'n magtige weermag wat aangekom het, en dadelik goeie besliste leierskap van Andries Pretorius deur God gegee, en hy sê vir hulle daar teen die Seekoei gat moet hulle 'n D-vormige laar trek, en hulle moet al die vee binne in daai laar trek, maar 64 kakebeenwaans, dit klink nie baie nie, nee. En nou ja, daar het hulle so 'n D-vormige laar getrek met die rivier en die Seekoei gat so in die agterkant van hulle. Daai nag van 15 Desember het daar 'n digte mis op die laar gesak. Hulle het hulle lampe aangesteek wat so tussen die ossewaans gehang het, sodat hulle kon sien, doringtakke daar gepak en hulle self beskerm. En terwyl hulle beskerm, kom hierdie digte mis. Nou vertel die Zulus dat benewens ander dinge wat hulle gesien het, voëls wat op hulle afgevlieg het hulle na die laar gekyk en het dit vir hulle soos geeste gelyk.
En daarom het hulle nie in die nag aangeval soos wat hulle gewoonlik doen nie. Hulle het gewoonlik in die donker aangeval, maar nie daai dag nie. Want hulle het gedink hier word deur 'n ander mag hierdie laar beskerm. Maar met die eerste lig, toe lig die mis wat gewoonlik nie vinnig gebeur het nie, lig die mis, 'n wonderwerk van die Here. En toe hulle aanval, toe kan die voortrekkers duidelik sien wie hulle skiet. Nou moet 'n mens in ag neem dat mis maak dat die buskruit van daai gewere nat is. Maar dit het gevuur en hulle het gekom, so op rye en rye het hulle aangekom. 470 voortrekkers, 470 van hulle, teen 'n mag van tussen 10 en 15.000. En hulle het bly skiet en die gewere het bly skiet en die Here het vir hulle genade gegee om raak te skiet. Groot genade. Die ou skeepskanon Griekie is ook gebruik. Dis waarop Sarel Silje gestaan het toe hy die gelofte afgelees het. Dit was sy podium, sy preekstoel vir daai week gewees. En ek het al daar in die laar gestaan by Bloedrivier, daai laar wat nou vandag daar is, en gekyk na die koppie toe, want daar is 'n koppie waar die Zulu en Dunas gestaan het, en hulle het van daar af die geveg beheer, en ergens het Andries Pretorius opdrag gegee dat hulle met die kanon moet skiet daar in daai rigting. Hulle het hom met klippe so 'n bietjie opgelig. En ek het daar gestaan die dag en by myself gedink, dis 'n onmoontlike skoot. Maar tog het die Here daai skoot laat tref tussen daai ouens, en hulle is raak geskiet en hulle is verstrooi, en dadelik was daar geen leierskap by hulle gewees nie. Die gewonde Zulus het op die vlug geslaan en hulle het in daai rivier geval en baie van hulle gesterf. 3000 van hulle altesaam. 3 boere is gewond, maar 3000 gesterf en baie van hulle het in die rivier geval, en soos hulle in die rivier geval het, het hulle bloed die rivier rooi verkleur. En vandaar die naam Bloedrivier. Baie besonderse gebeurtenis. 3000 Zulu sneuwel, 3 trekkers doen slegs ligte steekwonde op, insluitend die leier, Andries Pretorius, want dis mos nou hoe 'n leier moet wees, heel voor, nie wegkruip daar agter nie, heel voor te wees. En so hy is ook raak gesteek, en na die tyd is die foto van hom geneem, of die skildery van hom gemaak, met sy hand nog so in 'n verband. Hy het is gewond, maar 'n wonderlike oorwinning, en ergens hierso so by 11:00, 12:00 daai dag, toe gee hy die bevel dat hulle agter die Zulus moet, die vlugtende Zulus moet aanjaag met hulle perde. En uiteindelik is die mag finaal gebreek. En toe hulle later uiteindelik daar by die Dingaan stad kom, toe is die stad afgebrand en daar's niemand meer nie. 'n Paar van die dinge wat ek nou reeds genoem het, die ou voorlaaiers kon hierdie aanvalle gestuit het, dit het 'n tyd gevat om hulle te laai, so dit was spanwerk geweest. Die reën en die mis het hierdie buskruit nog steeds droog gebly. Die feit dat die Zulus nie in die nag aangeval het nie, dat daai klomp vee wat binne in daai laar was, net 64 waans, dat hulle rustig gebly het. En nou ja, daar was klei gewees. Daai kanonskoot wat ek nou van gepraat het, was 'n besonderse skoot gewees. Daar was baie dinge gewees wat die Zulus na die tyd ook van vertel het en gesê het, dit was 'n baie vreemde dag gewees, wat vreemde dinge gebeur het. Maar God het 'n groot oorwinning bewerk. Ek onthou, ek het eendag met 'n man gepraat van die FAK, sy van is ook Silje. En hy sê toe vir my, hy was al by baie gelofte dienste en gelofte feeste in sy lewe gewees. En hy sê dis vir hom opvallend hoe baie word daar gepraat oor die krygsvernuf van die Afrikaner boere. Hoeveel van ons wysheid is gebruik, die ligging van die laar en baie ander dinge wat voorgehou word as die rede vir daardie oorwinning. En ek onthou hy het so 'n bietjie emosioneel geraak en my stip in die oë gekyk en gesê, maar ek sê vandag en ek sal dit vir my volk sê tot ek sterf. Dit was 'n oorwinning wat God bewerk het en niemand anders nie. Dit kon nie deur 'n mens bewerk gewees het nie, dis onmoontlik. God kry die eer vir hierdie wonderlike oorwinning wat bewerk is. En daarom is ons dankbaar om vandag dan hierdie dag so saam te vier. Was nie die boere se gevegsvernuf nie, maar God. Aan God al die eer. Soli Deo Gloria. Nou ja, kom ons gaan so 'n oombliekie staan, dan gaan ons openingslied sing, terwyl ons hierdie dinge oordink, en daarna gaan ons voort met die diens. Kom ons staan en soos die lied vir ons op die bord verskyn, gaan ons hartlik saam sing. Baie dankie.
woord van die Here saamgebring het, gaan ek u nooi om na Psalm 50 toe te blaai. Psalm 50, die opskrif daar in die ou Afrikaanse vertaling is die ware godsdiens. Psalm 50 ons lees vanaf vers 1. 'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion die volkomendheid van skoonheid verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Sela. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd hier voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie. Want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy my nog insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf, en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Die manne wat kan saam met my staan en dan verenig ons in gebed. Hemelse Vader, ons sê vir U so baie dankie vir die kykie na die geskiedenis, en terwyl ons terugdink, dan besef ons, dit is 'n wonderwerk van die Here. Daarvoor is ons hart dankbaar, maar ons is dankbaar ook dat soveel jare later, amper 2 eeue, kan ons hier voor U in 'n kerkgebou wees, en hierdie dag is 'n Sabbat voor U hou, soos wat ons beloof het daai tyd, en ons dankie vir genade, dat daar nog 'n begeerte in ons hart is om dit te doen, en dat ons vanoggend hier kan saam wees. Ons dankie vir die geleentheid, dankie dat ons vanoggend uit U woord uit kan lees, en dit is ons gebed, Here, dat U vanoggend met ons sal praat, dat U woord in ons harte 'n brandende besef sal bring, dat ons voor God moet wandel reg soos wat U van ons vra. Ek bid, Here, dat daar vanoggend by ons 'n eerlikheid sal wees, 'n ootmoed, en terwyl ons na U woord luister, Here, dat ons vanoggend ons harte voor U sal ontbloot en sal buig, dat ons vermurwe sal word en dat ons sal besef ons het met God te doen. Dankie, Here, dat ons vir onsself kan bid. Ons bid vir elke ene wat vanoggend in 'n kansel staan landwyd en oral waar hierdie gelofte dag gevier word en die woord van die Here gepredik word. Ons dink aan Dominee Jurgens daar in die gelofte kerk, maar elke ene wat getrou is vanoggend om te sê, so sê die Here, dat U daar sal werk en in ons land vandag 'n hart sal bewerk in ons volk wat sal buig, maklik sal buig voor U. En dit bid ons vir hulle en vir onsself dan vanoggend, en ons dankie dat ons dit kan vra in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en om sy ontwil alleen. Amen. Baie dankie, kan maar sit.
Ek wil net weer die aandag vestig op vers 22, wat sê, verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. En ek wil graag vanoggend met u praat in die paar oomblikke wat oor is, onder die tema, wanneer 'n volk God vergeet. Wanneer 'n volk God vergeet. Nou hierdie Psalm van Asaf is 'n onderwysing, en dit is vir die volk Israel wat so 'n bietjie koers verloor het. Nou Psalm soos hierdie was dikwels gebruik gewees om te onderrig en ook as lofsange te gebruik en die volk tot ootmoed en 'n buig van die hart te daag. Ons lees daar in 2 Kronieke 29 vers 30 hierdie woorde: Daarop gee koning Jehiskia en die owerstes aan die Lewiete bevel om die Here te prys met die woorde van Dawid en van Asaf die siener, en hulle het met blydskap die lofsang aangehef en gebuig en aanbid. So 'n psalm van hulle voorgehou, en daar was 'n buig van die hart voor God gewees en aanbidding in hulle harte. Maar nou is dit belangrik om te onderstreep dat hierdie psalm aan God se verbondsvolk, die volk Israel, gerig is. En ons glo nie in die vervangingsteologie nie. Die kerk van die Here, die bruid van ons Here Jesus, het nie die volk Israel vervang nie. En net so min ons as Afrikaner volk, ons het nou nie Israel vervang nie, maar ons leer uit hierdie psalm hoe die Here met hierdie volk gepraat het. En ook in ons volk is baie van die dinge wat hy hier aanspreek sigbaar. En daarom kan ons daarop let. Ons voorouers het daardie dag, en ek glo by baie ander geleenthede, geloftes afgelê voor die God van Abraham, Isak en Jakob, dieselfde God. En omdat hy 'n lewende God is, het hy bonatuurlike uitkoms gegee. Hy het dit vir ons volk ook gegee. Die dag wat ons vandag gedenk, 'n bonatuurlike uitkoms gegee. Die Here het sy deel nagekom, toe daar 'n gelofte aan hom gemaak is. En omdat daar 'n deel was wat die Here nagekom het, en sy deel van die gelofte nagekom het, daarom het ons 'n verantwoordelikheid om ons deel na te kom. Dis baie belangrik dat ons dit doen. En net soos die volk Israel, moet ons nou onsself nou ook in daai plek sit voor God, dieselfde God, die lewende God, en sê, Here, wat vra U van ons? Hoe moet ons nou optree? Hoe moet ons wandel? Wat moet ons doen? Die volk Israel het God vergeet met tye. Verskriklike geskiedenis, en ons wat kinders van die Here is, lees die woord en ons besef dit, voortdurend het daar sulke oomblikke gekom waar die volk Israel God vergeet het. Ons Afrikaner volk is nie anderster nie, want God het hulle geroep, en hierdie psalm roep hy na hulle, en hy roep ook na ons. Op hierdie gelofte dag roep die Here na die Afrikaner volk. Hy roep na ons in ons vorm godsdiens, en hy roep na ons, en die verskriklike waarheid is, hy roep na ons in ons goddeloosheid ook. En vandag is dit nodig dat ons as volk eerlik word oor ons toestand voor die Here. Ek gesels met 'n predikant wat geëmigreer het eendag, wat ek kyk na 'n videoetjie waar hy besig is daar in Nieu-Seeland om te preek, en ek sien die gryskoppe van die mense wat voor hom sit. Vra vir hom, wie is daai mense? Is hulle nou mense wat almal die Here dien? Hoe is die Afrikaner mense daar waar jy bly? Hy sê, wel, daai mense met die gryskoppe, hulle onthou nog. Hulle sal nog hulle harte buig, hulle sal nog luister, hulle wil graag hoor wat die Here sê. Hy sê, maar hulle kinders wil selde ooit in die kerk kom. Hy sê, en die kleinkinders, hy sê, hulle is sekulêr, hulle is nou al soos daai land is. Dit dien glad nie meer die Here nie. Dis ons volk, wyd verspreid oor hierdie wêreld. Oueres dien nog die Here, die jongeres wil glad nie meer die Here dien nie, hulle is beïnvloed. Ons mense, hulle praat nog Afrikaans, dien nie meer die Here nie. Ek kom eendag by 'n gemeente in 'n groterige dorp, en ek stap daar na die predikant toe, en ek gesels so 'n bietjie met hom, en hy stuur my na 'n skooltjie toe, wat 'n gewone akademiese skool, wat die klaskamers van die kerkgebou gebruik as hulle klaskamers. En hy sê vir my, gaan praat jy met daai mense? Sê, want ek het al baie keer vir hulle gepreek, maar hulle luister nie vir my nie. En toe ek daar instap, toe ek stom verbaas, om agter te kom, dat daai kinders weet van God en sy gebod niks. Ek oordryf nie as ek vir u sê, die elementêrste dinge van die Bybel, het daai kindertjies niks van geweet nie. Dis ons mense, in 'n dorp, nie baie ver van hier af nie. En ek het gepraat, en ek het my
hart uitgestort en die evangelie met daai kindertjies gedeel, en terwyl ek vir hulle vragies vra, toe kom ek agter, hulle weet nie wat in die Bybel staan nie. Hulle is boere Afrikaans, hulle is ons mense. Oud kollega van my preek vanoggend geloftediens daar in Strandgemeente, maar hy het 'n groot las om straatwerk te doen. Meeste van wat sy fokus oor die jare was, die laaste 20 jaar wat hy in die Kaap bly, gaan doen hy straatwerk in Stellenbosch, naweek vir naweek, die hele Vrydagnag, die hele Saterdagnag, stap hy tussen ons kinders, ons volk se kinders rond, en hy vertel vir hulle, en hy deel die evangelie met hulle, en hy deel traktaatjies uit. En ek het hom al selde bewoog gesien. Maar wanneer hy daaroor praat, dan breek sy stem, dan sê hy, ek kan nie dit beskryf vir u, hoe dit lyk, dat ons Afrikaner volk so ver teruggeval het in sonde nie. Dat hulle iemand hier om 'n Checkers trolley te bestuur vir die aand, om hulle van drinkplek na drinkplek toe te vat. Dis die ouderlinge en die diakens van ons land se kinders, wat op Stellenbosch aangaan asof daar geen God is nie. Dis ons volk. Ons wil dit nie erken altyd nie, maar dis ongelukkig die realiteit. Staan eendag daar in die Vrystaat by 'n konferensie. Vergewe dat ek dit nou baie reguit sê, maar ek staan en gesels met 'n man. En hy sê vir my, ou broer, ek wonder nie daaroor nie. Ek dink nie dat dit dalk gebeur nie. Ek weet watter mense in my dorp, daar in die Vrystaat, vanaand sleutels in 'n hoed gooi. Ek weet wie dit doen. Ek weet wie hulle is, en ek weet dat hulle dit doen vanaand. En hy sê van hulle saam met my op die kerkraad. Dis 'n verskriklike dag om te kom by 'n plek waar 'n mens moet erken, ons volk is nie die godsvreesende volk wat ons altyd vir mense wil voorhou nie. En so die Here roep die volk Israel. Hy roep hulle in hulle vorm godsdiens, en hy roep ons dieselfde. Hy roep die volk Israel in hulle goddeloosheid, en hy roep ons op dieselfde manier. En daarom in die eerste plek, wanneer 'n volk God vergeet, word hulle deur God geoordeel. Vers 4 sê hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Nou begin hy hierdie Psalm in vers 1 sê hy, die God van die gode, die Here spreek en roep, want daar's net een enigste lewende God. Hy praat en hy roep. Elkeen wat ore het om te luister, moet luister. Hulle moet luister en hulle moet verstaan. Nou ken ons die wet, die opsomming daarvan in Deuteronomium 6. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daar is niemand soos hy nie, 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En nou ken ons dit goed en ons weet al om dit aan te haal. En vir 'n oomblik moet ons vir onsself vra, hoe lyk dit wanneer 'n volk God liefhet met hulle hele hart, met hulle hele siel en met al hulle krag? Dis die standaard en dit het nog nooit verander nie. Net omdat ons dit goed ken en elke nou en dan word dit vir ons voorgehou, beteken nie die standaard het verander nie. En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en ons Here Jesus het dit belangrik geag om ook daardie deel van die opsomming van die wet aan te haal, 'n enige Here, daar is net een. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Daar is net een God, geen afgod, geen self as God, net God alleen. Hy roep in vers 1. Wat beteken hy besoek ons? Hy weeg ons, hy spieël ons, hy wys ons wat ons in ons binneste is. Hy roep die volk Israel om hulle vir homself in die lig van God te wys wie en wat hulle regtig is. Die Heilige roep na homself en daarom tot dringende inkeer. Hy roep na homself, want hy woon in die volkomendheid van skoonheid, het ons gelees in ons geleesde gedeelte. In ligglans, waar net God alleen kan wees, waar sy vuur verteer en waar dit geweldig storm rondom hom. Hy roep na homself en dan staan ons 'n oombliekie stil en ons bepeins dit en ons besef, maar hy wat ons na homself toe roep, hierdie God, buig hom nog neer na ons toe. Hy wat sonde haat, buig hom neer en hy roep na die volk, bekeer julle, draai weg van julle sonde af, hou op met julle sondige lewe. Hy roep hulle om hulle te oordeel,
Want hy sê in vers 6, en die hemele verkondig sy geregtigheid, wat God staan gereed om te oordeel, Sela. En wanneer ons daai woord Sela lees, dan besef ons, daar is nou 'n oomblik wat ons net 'n bietjie kan terugdink en besef, hy staan gereed om dit te doen, maar hy doen dit dalk nog nie. Daar is genade. Daar is nog 'n kans om te bekeer, om terug te draai en te sê, Here, U staan gereed, maar Sela, dink 'n bietjie hieroor. Hy wat heilig is, buig hom neer en roep na 'n volk en sê, bekeer jou. Daar is nog genade. En hy roep hulle om dit vir hulle in te skerp, om hulle tot verantwoording te roep teenoor iemand, want hy sê hy is hulle God. Hy sê dan vers 7, ek is God, julle God, en hy roep ons tot verantwoording teenoor iemand, nie sommer teenoor iets, of 'n gelofte, of 'n gevoel van Afrikaner wees, of 'n volksbewustheid nie. Nee, hy roep ons tot hom, en sê ons moet verantwoordelik wees voor hom. 'n Ware God, die enigste God, 'n lewende God, voor wie ons moet lewe. Daar is min dinge so walglik soos godsdiens. Jy moet hom mooi verstaan, en ek vertrou dat u sal verstaan wat ek nou sê, daar's min dinge so walglik soos godsdiens, wanneer God nie daarin is nie. Dis wanneer ons probeer om God om te koop, wanneer ons dink ons gee sekere dinge, ons doen sekere dinge, ons offer sekere dinge op, ons betaal sekere dinge, en daardeur sal ons die guns van God koop. Nou sê hy in vers 9 vir ons, ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie. Vers 13, sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? En subtiel tog maar in ons volk, en soos wat dit was in Israel, begin ons maar met ons godsdiens om te koop en aan te bied en te gee en te hoop dat dit vir God genoegsaam is. Selfs geestelike werkers, priesters, leviete, predikante, sendelinge, gee subtiel baie van hulle self, offer baie op. En nou ja, nou speel ek myself daarin, maar is God in my godsdiens? Dien ek die Here met my hele hart? Ons ken mos nou die gesegde, ons is besig met God se dinge, maar nie met die God van die dinge nie. En dis maar so vir baie mense, wat so gewoond is, hierin lê daar 'n probleem. Daar is 'n aksie by die tempel, daar's dinge wat gedoen word, daar's baie wat gegee word en geoffer word, bloed spat en offers word gebring, rook trek, geblær van bokke en uiteindelik die bloei van diere, maar God is nie daarin nie. So 'n baie ernstige saak. God sien hulle offers, maar hy sê hy het dit nie nodig nie. Hy sê hy bestraf hulle nie oor hulle offers nie. Hy sien dit, hy's bewus daarvan. Maar as ek honger het, sê hy, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid, want God verlang iets dieper, iets baie dieper as net die gee van dinge, om maar net sommer te lewe en gewoonte elke dag maar te gee en te doen en te dink dat ons God so sal behaag. Die blote gee van goed, daardeur kan God nie gekoop word nie. Maar net soos Israel, moet ons die roepstem van God na ons as volk hoor uit die hemel. Hy roep ons na homself in heiligheid. Hy roep ons ondersoekend en dringend om rekenskap te gee van ons godsdiens. 'n Tydige audit om alles mooi deur te kyk, soos wat baie van ons dalk hier aan die einde van die jaar by ons maatskappye beleef het, of dalk nou Februarie aan die einde van die finansiële jaar. 'n Tydige audit, 'n kyk na die getalle en alles wat binnekant is, 'n tydige oordeel. U lewe moenie vandag 'n byklank hê nie. Dis wat die Here vir ons sê. Ons lewe moenie 'n byklank hê nie, dit moenie vals wees nie, dit moenie leeg wees nie. Ek skakel eendag 'n predikant daar in die noorde van Namibië, en ek het lanklaas met hom gepraat. Ek was gretig om bietjie te hoor hoe gaan dit met hom. Vra vir hom, Dominee, waarvoor bid ek vir Dominee? Hy sê vir my een van die treffendste dinge wat ek in my hele lewe gehoor het. Hy sê, ou broertjie, bid vir my, want ek is in 'n groef. En toe sê hy hierdie woorde, hy sê, die enigste verskil tussen 'n groef en 'n graf is tyd. As ek lank genoeg in 'n groef is, gaan ek uiteindelik in 'n geestelike vlak graf eindig. En God moet so iemand weer opwek. Ek dink baie van ons volk is in so 'n groef. Ons doen maar net elke keer op 'n Sondag, en soos ons maar gewoonte is doen ons maar net sekere dinge. Kerk is ons gewoonte. O, dat die Here ons sal opwek
Want wanneer 'n volk God vergeet, word hulle deur God geoordeel. Maar in die tweede plek, wanneer 'n volk God vergeet, herinner God hulle aan hulle beloftes. Wanneer 'n volk God vergeet, herinner God hulle aan hulle geloftes. Offer dank aan God, sê vers 14, en betaal jou geloftes aan die Allerheiligste. Hierdie dankoffer is anderster as die offer van diere en stiere en voëls. Dis 'n offer van 'n lewe, toewyding. Dis wat die Here soek, 'n oorgegewe lewe wat onder onverdiende genade naby aan God bly. Jy weet waar ek hierdie dinge geleer het benewens om dit te lees in die woord, is bidure in my kinderdae, toe ek gesien het hoe my oupas en oumas en moeder en ander opgestaan het, een na die ander, en in ootmoed tot God geroep het, in 'n goeie ou bidhuur soos wat dit was. En daar was iets by my, selfs ongered soos ek was as 'n seentjie, dat ek na hulle gekyk het en by myself gedink het, hierdie mense wandel met daardie God, want hulle ken hom so intiem, hulle buig hulle harte so maklik, sonde is ononderhandelbaar, nie deel van hulle lewe nie, hulle wandel met die Here. 'n Dankoffer is 'n offer van toewyding, oorgegewe lewe. Daarom is dit ook 'n lewe van vertroue, want iemand wat iets ontvang is dankbaar. Iemand wat weet, ek kan dit nie koop met my godsdiens nie, ek ontvang dit van die Here, so 'n persoon lewe dankbaar. Dankbaar voor God, afhanklik van die Here. Ek glo C.J. Langehoven het iets daarvan probeer uitbeeld in die 4de strofe van die stem. Hy sê, op U almag vas vertrouend, het ons Vader gebou. Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou, dat die erwe van ons Vader vir ons kinders erwe bly, knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry, en dan hierdie gedeeltjie wat ek onderstreep het, soos ons Vader vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer. Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer. Regeer die Here in ons volk, onder ons volk. O, as daar weer 'n vertroue kom, dan is daar 'n dankoffer. Dan offer ek dank aan God, dan betaal ek my geloftes met dankbaarheid, afhanklik van wie die Here is. Want hy sê in die 23ste vers van hierdie Psalm, die een wat dank offer, eer my, so 'n toegewyde lewe, eer God. Nou sê hy ook vir ons, betaal jou geloftes aan die Allerheiligste, want vir die Here is dit 'n ernstige saak. Daardie as U, dan sal ek, daai dan sal ek is baie belangrik vir die Here, want ons moet doen wat ons beloof het, ons moet dit aan ons kinders vertel. Ons moet net in die lig van hierdie gelofte wat ons afgelê het, moet ons hierdie dag as 'n dankdag en 'n Sabbat deurbring. Ons moet eer gee aan God vir wie hy is. Want die Here is altyd getrou. Hy bring sy deel van die saak altyd na die tafel toe. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Om te roep beteken om te vra en te vertrou. Uithelp beteken hy red en hy bewaar, dis 'n belofte. En dan moet ons lewe toegewy in vertroue en in dankbaarheid. Omdat God getrou is, moet U in my lewe een wees van dankbaarheid, omdat hy sy geloftes nakom. Omdat hy getrou is, moet U ook U deel van die gelofte nakom. Hy red, hy help wanneer ons roep, maar ons moet hom eer, dis wat hy van ons vra. 'n Lewe wat hom eer, beteken is 'n lewe wat gesien kan word deur mense oor, hulle sal sien, hierdie lewe eer God. 22 Junie 1901 skryf president Martinus Steyn hierdie woorde toe hy 'n dankdag en 'n dag van ootmoed uitgeroep het tydens die Anglo-Boereoorlog. Nou moet jy my Hollands verskoon. Hy sê, voor de instandhouding van ons als een volk, gedurende een geweldige stryd van bykans 2 volle jare, waaruit blyk dat God geen lust heeft in onze ondergang, maar naar onze terugkeer tot hom en naar ons lewend verlang. Na hierdie stryd wat hulle op daai stadium al was in 1901, sê hy, die Here het nie 'n behaag in ons ondergang nie, maar hy het wel 'n behaag daarin dat ons na hom sal terugkeer en ons harte aan hom sal behoort. Nou sê ons Here Jesus vir die Fariseërs
Geveinstes reg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is, en hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. Nie wat uit die mond ingaan, of nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Ons gelofte ten eerste is toewyding aan die Here. Te sê, Here, o, dat my hart rein sal wees, en dit so gelewe kan word, dat dit eer sal bring aan die Here. Die Here herinner ons aan ons geloftes. Ons doen, omdat hy gedoen het, en hy is altyd getrou. En maar, dan in die derde plek, wanneer 'n volk God vergeet, word hulle gestraf. Dis 'n harde woord, tog nodig vir ons mense om dit te hoor. Vers 21 sê, hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg, sê die Here. Jy dink ek is net soos jy, ek gaan jou straf, en jou dit ordelik voor oë stel. Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees skryf aan die Romeine, en nou skryf hy daar in die eerste hoofstuk, soos 'n ou vriend van my, met wie ek net gister gepraat het, altyd gesê het, die VIP lysie na die hel toe. Nou skryf hy hierdie woorde, en ons ken dit goed, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie. En nou dink ons weer in ons geleesde Psalm, o Godvergeters, baie van ons volk, ongelukkig. Omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid. En nou wil ek graag weer die aandag vestig op wat ek nou vir u vertel het. So kom ons 4 staaltjies van iets uit ons volk, wat ek nou al waargeneem het, en daar's baie getuienisse. U sal waarskynlik dit van u buurman kan sê, of van die mense wat saam met u werk, of die kinders by die skool, hoe hulle praat, hoe hulle lewe, hoe die ouers is. Slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, word saam met dit gesê, so 'n los tong word saam met al die ander verskriklike dinge gesê, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters. As ek daai woorde lees, haters van God, dan dink ek aan 'n kollega van my wat eendag aan 'n deur, waar hy probeer om by 'n hek in te kom om met die man te praat oor sy siel. Druk die deurklokkie, sê meneer, ek is net hier om met u te praat oor die Here Jesus. Die ou sê vir hom, ek het 2 karre, ek het 'n huis, bly in 'n baie ryk area. Hy sê ek het 'n vet bankrekening, ek het God nie nodig nie. Dis ons mense. Ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, soos 'n gekerstende volk maar doen. Dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou sê die geleesde Psalm wat ons in die begin gelees het, hulle haat tug en hulle werp sy woord agter hulle, vers 17. Hulle steel, vers 18. Hulle pleeg egbreek, die tweede deel van vers 18. Hulle monde is los in boosheid, nuusdraers, kwaadsprekers, grootpraters, het ek hier in hakies geskryf. Hulle tonge pleeg bedrog. Dan Spreuke 6 lees ons hierdie verskriklike woorde. Hy wat haat verberg het valse lippe, en hy wat skindertaal uitstrooi is 'n dwaas. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Die hart van die goddelose is min werd. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Ons lees in die Psalm, hulle praat teen hulle broers en hulle beskimp hulle broers. Vers 20. Soos Paulus aan die Romeine geskryf het, hulle is vol nydigheid, nê? Ons lees ons weer daar in Spreuke 6. Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë. Ons sal self. 'n Leuenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Professor J.C.G. Coetzee of Prof. Koli Coetzee, soos baie hom geken het eendag in 'n baie ernstige en 'n dringende boodskap met die volk, die Afrikaner volk gepraat, uit die konteks van die volk Israel wat na ballingskap toe weggevoer is. En hy herinner toe die gehoor en elkeen wat luister daaraan, dat dit 'n verskriklike man was, Nebukadneser, om onder sy gesag te geval het, want hy was 'n wrede, gewetenlose man aanvanklik gewees. Hy sê, maar wat het daar gebeur? Die Here het hulle gestroop van hulle tempel, van hulle godsdiens, dit wat hulle voorgehou het, dit wat hulle vir God wou voorhou, as dis maar wie ons is. En die Here stroop hulle daarvan en hy vat hulle na 'n baie vreemde land toe, waar hulle as ballinge gelewe het. En toe sê hy in sy boodskap, en almal ken vir Prof. Koli, wat 'n stem was waarna ons maar kon geluister het, omdat die Here se hand op hom was. Hy sê nou vir ons volk, ons het ook die naam dat ons 'n Christen volk is, ons het ook die tempel, ons het kerkdinge, ons het baie godsdienstige dinge. Hy sê maar, ons wat getuig dat ons 'n Christen volk is, wat by die biddae die kerk so bietjie uitdruk, soos hy dit beskryf het, die mure uitdruk, want ons pak hom vol, wanneer ons bid vir reën. Ons het godsdiens, maar nou vra hy die vraag vir die gehoor, is God in die Afrikaner se godsdiens? Ek vra dit vir ons vanoggend, is God in ons godsdiens? Dan vra hy, wat is die inhoud van ons godsdiens? Vra Prof. Koli. Vers 22 weer, verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Daar's 'n VIP lysie wat ek nou voorgehou het. Ek wonder of van daardie dinge deel is van ons lewe vanoggend. Deel van u lewe? Dan is daar net een manier. Ou Dominee Chris Cronje het gesê, 'n mens is so ver van God af as wat ons knieë van die grond af is. Hy het gesê, party mense mis die hemel met daai stukkie. Net so ver, want ons buig nie die knie voor die Here nie. Maar jare op die pad, deel van hierdie volk, maar gewas in sy bloed, is die uitweg nog steeds dieselfde, wanneer ek my skuld moet bely. Ek is gered, waarlik weergebore, ek ken die Here, ek gaan nie verlore gaan nie, maar terwyl my lewe hom dalk nie eer nie, vanoggend vra die Here dieselfde, buig voor God. Sê, Here, hier is ek. Was my, reinig my, en die Here doen dit. Hy's getrou om dit te doen. As u maar net u wil bekeer, Afrikaner volk. Die Here inspireer Asaf dan om hierdie Psalm af te sluit met 'n baie kosbare belofte. Hy sê, die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Na daardie verskriklike harde woord, 'n belofte nog van genade wat die Here aan ons volk en soos hy aan die volk Israel voorgehou het. Daar is nog genade, as jy maar net wil buig, die een wat offer, eer bring aan God. Daardie een wat ag gee op sy weg, hy sal die heil van God geniet. En die Here bemoedig ons daardeur, ons volkie en ons as kinders van die Here wat toegewyd is, en as ons vanoggend hier sit en ons kan sê dat ek wandel met die Here, ek is van niks bewus wat vanoggend tussen my en God staan nie, dan sê die Here, sy heil sal nog saam met u wees. Dis 'n wonderlike belofte. O, dat ons net so sal wandel. Wanneer 'n volk God vergeet, roep hy hulle uit die hemel om hulle te ondersoek, te deursoek. Hy roep hulle om te oordeel, te herinner aan hulle beloftes en geloftes, maar ook om hulle te straf. En daarom is dit belangrik dat ons sy beloftes sal vat, ons knieë voor die Here sal buig. U en ek, ons as volk moet 'n tydige rekenskap gee van ons godsdiens, die egtheid daarvan. U en ek moet ons geloftes nakom in dankbaarheid en voor God wandel, want hy vra dit van ons. En u en ek moet eerlik wees oor ons geestelike toestand. En as dit nodig is, moet ons bekeer vanoggend tot die Here. Hy hoor ons en hy sien ons. O volk, o Godvergeters, verstaan die woord van die Here. Daar in Jeremia 22 staan hierdie vers, o land, land, land. Elke keer net 'n komma tussenin. O land, land, land. Hoor die woord van die Here. 7 hoofstukke verder sê hy hierdie bekende woorde, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Mag ons as volk vanoggend ons harte buig voor die Here, doen wat hy van ons vra, ons geloftes betaal,
en mag hy die eer kry soos wat hy verdien. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons maar net ons harte voor U kan buig. U weet of daar iemand in die gehoor is vanoggend wat nou in hierdie oomblikke buig en sê, Here, ek het nodig dat U my was, ek het vergeet, ek het weggedraai, ek het ander paaie geloop, ek het kompromie aangegaan. Ag, dat U so iemand sal reinig en sal herstel vanoggend. Is U kudde duur gekoop met U kosbare bloed, doen dit asseblief. Here, miskien is hier iemand vanoggend wat nie weergebore is nie, wat nie waarlik gered is nie, en ek bid, Here, dat so iemand ook die moed sal hê, sê die mannemoed, om die knie te buig en voor die Here te bely dat hy of sy die Here vanoggend nodig het as verlosser en saligmaker. Ag Here, wat 'n blye dag sal dit wees, dat op hierdie gelofte dag daar 'n gelofte aan God gemaak sal word en U 'n hart sal wederbaar en nuut maak. 'n Hart sal skoon was met U bloed, wat in hierdie oomblikke net 'n bietjie geloof uitwerp en sê, Here, doen dit vir my. Ek moet gered word, help my, en U doen dit omdat U 'n wonderbare God is. Ek bid, Here, dat U ook vir ons sal help om dit alles te bepeins, dat daar by ons 'n nuwe begeerte sal wees om U te dien met ons hele hart en siel en verstand, al ons krag, want U vra dit van ons. En word U verheerlik, is my gebed, Here, in Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan nou vra dat ons sal staan en dan gaan ek vir ons die gelofte voorlees en ons kan dit so in ons harte saam sê en weer aflê voor die Here. Daardie gelofte wat afgelê is daar by Bloedrivier en terwyl ek dit dan vir ons voorhou, kan ons dit opnuut weer in ons harte bevestig en so voor die Here aflê soos ek gesê het. En dan as ek klaar is, kan u bly staan want dan gaan ons die slotlied sing en daarna sal ek bid om die seën van die Here. So ons gaan nou staande bly vir die gelofte, die slotlied en dan die uitspreek of die bid vir die seën. Die bekende woorde lei: Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen dat, as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Amen.
vertrou dat u 'n baie geseënde gelofte dag verder sal hê en lekker sal saamkuier as gesin en mag die Here verheerlik word ook daar waar ons saamkom en saamkuier. Kom ons bid net om die seën van die Here. Here, dankie dat ons nou aan die einde van hierdie diens kan vra dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons en ons volk sal bly totdat ons Here Jesus ons kom haal. In ons harte sê Maranatha. Amen. Baie dankie, die Here seën vir u.